Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend so saam in die erediens. Mag die Here vir ons vanoggend wonderlik ook seën as ons saam lees uit sy woord uit en mag die Here verheerlik word ook deur ons saam wees as sy gemeente vanoggend hier by mekaar. Baie welkom vir elkeen wat hier is. Ek begin vanoggend uit Openbaring hoofstuk 1 verse 7 en 8. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het, en al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here God, die Almagtige. Dis ook 'n voorreg om julle te mag groet vanoggend in die naam van hom wat is en wat was en wat weer kom. Genade en vrede van hom vir julle. Ons gaan sing vanoggend liedboek 215. Ons sing verse 1 en 2 en 5. Julle is welkom om weer te sit, dankie. Ek sien die kinders sit nog in die banke. Julle is welkom om vorentoe te kom. Die kinders, al die kinders, die wat wil. Assai. Is daar nog kleintjies buitekant wat julle van weet, wat nog moet inkom? Dankie Lebo. Wat sê jy? Hoe gaan dit met julle? Gaan dit baie goed? Ek is baie bly daaroor. Daar's nog 'n sussie. Moet ek vra, how are you doing today? Julle? Moet ek Engels praat met julle? Not? Okay. Ralf, hulle is eintlik Engels sprekend hierdie 3, né? Is mos 3. Okay. Goed. Julle weet wat hierdie is, né? Okay, you know what this is. What is it? 'n Atlas. Ja, maar dit staan hier voorop. Ja? Could you tell us what it exactly is? It's a map, né? It's a road map.
So if you want to know how to go from maybe from Pretoria down to Cape Town, you look at the road map and it shows you exactly, you take the N1 up from Pretoria down to Cape Town. Okay. And you pass through lots of towns like Beaufort West and so on. Okay, daar's hy. Julle is lekker slim. So dis 'n padkaart, né? Ek dink daar bo op die skerm, oom Piet het ook 'n foto van 'n padkaart. Daar's hy. Daar kan julle mooi sien van Pretoria af, Bloemfontein, Beaufort West tot onder in die Kaap. So dis 'n padkaart en hierdie, weet julle wat dit is? 'n GPS, né? Okay. Weet julle wat is die regte waarvoor staan GPS? Dis mos net 'n afkorting, GPS. Waarvoor staan dit? Dis 'n geografiese posisioneringssysteem. A geographical positioning system. Okay. Dis waarvoor GPS staan. Nou het julle ook ietsiekie geleer vanoggend, né? So daar is ook 'n foto van 'n GPS. Julle, so die doel van 'n GPS is dit werk eintlik ook soos 'n padkaart, né? Dit help vir ons om van 'n sekere plek af by 'n ander plek uit te kom. Is dit reg? Okay, deesdae is dit eintlik baie slim. Ons kry sommer GPS op ons selfone en op ons horlosies. Baie horlosies het ook GPS'e. Of hy sommer gekoppel aan jou selfoon of aan jou rekenaar, om dit vir jou makliker te maak, om by die regte plek uit te kom, om die regte roete te volg. Nee, as jy so 'n bietjie verdwaal, dan volg jy die GPS. Okay. Nou ek het gister 'n bietjie verdwaal in die dorp. Kom ons kyk gou na daai video van hoe ek verdwaal het gister. Julle, ek was nou hier by die Spar, en ek het gedink, ek gaan sommer gou daar by Dominee Ulrich koffie drink in Klipspringerstraat en ek het 'n bietjie lanklaas hier gery, so ek gebruik my GPS sodat ek by die regte adres daar in Klipspringerstraat by Dominee Ulrich kan uitkom. Turn left. Die GPS sê ek moet 2 keer links draai, maar ek dink ek gaan my eie rigting volg, ek gaan reguit aanry. Julle sien ek ry daar by die pyltjie, né? Gistermiddag. Miskien moet ek hier regs draai. In 200 meters, slight left. Nou sê die GPS. In 100 meters, turn right. Ek moet links draai, eers turn links right. en toe regs. Then, turn right. En nog 'n keer regs. Sjoe. Lyk my ek het nou heeltemal verdwaal. Turn right. Goed, hier moet ek regs draai. Ek dink ek gaan sommer heeltemal omdraai en weer terugry in die rigting waarin ek gekom In het. 200 meters, turn right. O, jette, julle kan In dit 200 goed verdwaal, meters, né? turn left. Ek het nou heeltemal verdwaal. Ek is heeltemal verward. Die GPS sê ek moet regs draai en ek moet links draai. Turn left. Then, turn right. Nog 'n keer links en nog 'n keer regs. Goed, miskien moet ek luister na hierdie tannie. Sy klink vir my baie slim. Turn right. Then, Links turn draai, left. en dan weer regs. Goed, kom ons doen dit. Hier's nog 'n motor. Goed, nou lyk dit vir my, ek is in Lesbokstraat. Hier so Turn left. Links, ek dink ek gaan reguit aanry, want hier's nog 'n motor. Kom ons ry reguit aan. In 400 meters, turn left. Nou moet ek weer links draai. Kan julle dit glo? Lyk my ek moes van die begin af na hierdie tannie geluister het, want hier's 'n vreeslike hobbel in die pad hier voor die Ongere se huis en Lesbokstraat is vol gate. Joh, een Bergsig is daar baie gate in die strate. Dit lyk sommer na 1000 gate. Ek wonder of ek nou in die regte rigting op pad is. Miskien moet ek so 'n bietjie vinniger ry. Ek hoop ek gaan nog betyds wees by Dominee Ulrich. Turn left. Vir my Then, lekker turn left. links en weer links.
heeltyd links draai. Op in Steenbokkiestraat. Dit begin vir my Turn bekend left. lyk. Then, Ja. your destination will be on the left. Wonderlik. Ja, hier is Dominee Uri se huis. Dit is dan wonderlik. As ek nie hierdie GPS gehad het nie, sou ek nooit by die Your regte destination is on the left. adres uitgekom het nie. Ek was daarom so dom, né? Om nie vir daai tannie se stem te luister nie. Nee. So mense moet luister vir daai stem van die GPS. Julle, ek dink ek het al 'n vorige keer met julle gesels oor die padkaart, né? En toe het ons mos gesê die Bybel is soos 'n padkaart, né? Die Bybel is God se padkaart. So die Bybel wil vir ons presies wys en sê waarna toe en wat die Here wil hê ons moet doen. Watter rigting ons lewe moet leef, né? Dit is mos so. En nou is die Heilige Gees, die Bybel is ook soos 'n GPS. Maar die Heilige Gees is soos daai stem van die tannie wat met ons praat, né? So die Heilige Gees wil vir ons vertel presies waarna toe ons moet ry. Watter roete ons moet volg. Die Heilige Gees sê ons moet die roete van die Bybel volg. Dan gaan ons by die regte plek uitkom. Dan gaan ons lewens wees soos wat God wil hê dit moet wees. Dan gaan ons nooit verdwaal nie as ons die roete van die Bybel volg nie. En as ons luister na daai stem van die Heilige Gees elke dag, wat met ons praat, né? As ons elke dag bid en vir die Heilige Gees vra om vir ons die regte rigting aan te wys, dan weet ons wat is reg en wat is verkeerd. OK, gaan ons dit onthou in hierdie tyd. Dis amper Pinkstertyd. En in Pinkstertyd dink ons mos daaraan dat toe Jesus hemel toe gegaan het, het hy gesê hy stuur vir ons die Heilige Gees om elke dag by ons te bly en met ons te praat sodat ons kan weet hoe ons moet lewe. Goed so, gaan ons dit onthou. Doodreg. Mooi dag vir julle, hoor. Julle kan nou maar gaan. Ek weet nie die wat moet kleuterkerk toe gaan is welkom. Daar is hy. Broers en susters, hier in Johannes 15 en 16 het Jesus presies hieroor gepraat ook met sy volgelinge. Hy sê in vers 26 van Johannes 15, wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader afstuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. En dan is die vraag nou, hoe moet ons getuig? Waarvan moet ons getuig? Hoe moet ons weet hoe om te getuig en waarvan? En dan sê Jesus hier in hoofstuk 16, as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, vers 13, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En daardie waarheid, weet ons, is die waarheid wat ons ontdek in die woord van God. En Jesus Christus het self gesê oor homself, ook in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daarvan wil die Heilige Gees ons elke dag oortuig. Ek wil ook vir ons lees uit 1 Johannes hoofstuk 4, ons toewydingsgedeelte, vers 7 tot 12, ek lees dit uit die boodskap, dis die groot gedeelte oor die liefde. My liewe vriende, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want liefde kom van God af. Aan liefde ken 'n mens die kinders van God uit, want hulle ken hom goed. God is liefde. Iemand wat nie lief het nie, weet niks van God nie. Goddelike liefde lyk so. God het sy unieke seun na die wêreld toe gestuur om vir ons die ewige lewe te kom gee. Dit is die soort liefde waarvan ek praat. Dit gaan nie oor die liefde waarmee ons God liefgehad het nie. Nee, dit gaan oor die liefde waarmee God ons liefgehad het. Hierdie liefde het gemaak dat hy sy seun gestuur het met 'n doel.
God het vir ons gewys wat ware liefde is. Ons behoort mekaar ook so lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar liefhet, kan mense God in ons lewe sien. Sy liefde blom in ons, soos hy dit bedoel het om te wees. Dit is vir ons die bewys van die intieme verhouding wat tussen God en ons as sy kinders bestaan. God het sy gees in ons laat werk. Ons het alles gesien en ons kan dus verseker sê, die Vader het sy seun gestuur met die doel om die mense op aarde te kom red. Iemand wat dus bely, Jesus is die seun van God, leef intiem saam met God en God saam met hom. God het ons lief, ons weet en glo dit. 19 keer in hierdie gedeelte gebruik Johannes die woord liefde. En as daar een ding is waarvan die Heilige Gees ons wil oortuig, in die rigting wat die Heilige Gees in ons lewens wil kom bevestig, dan is dit die liefde. Dat ons in liefde in hierdie wêreld sal leef en sal optree. Dat ons die pad van die liefde sal loop en sal bewandel. Dat ons in alles ook sal vra, maar hoe vra die Here dat ek in liefde moet optree? Wat wil die Heilige Gees vir my in hierdie situasie leer oor die liefde? En hy wil vir ons sekerheid gee ook, dat God ons liefhet. Liefde is seker die belangrikste beginsel in die koninkryk van God. Johannes sê ook in Hoofstuk 3 vers 16, God het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het. En nou sê hy hier, God het sy gees in ons laat werk, en ons kan dus verseker sê, die Vader het sy seun gestuur met die doel om mense op aarde te kom red. Kom ons sing ook 'n lied 168, ons sing 3 verse daarvan, staande, en dan gaan ons ook ons geloof bely. Dit is wat die Heilige Gees ook in ons lewens wil doen, geloof in ons lewens wil kom vestig, in ons harte vir ons kom verseker van ons verhouding met die Here, en ons wil dit graag bely ook. Ons wil opstaan in die krag wat die Gees vir ons gee in hierdie tyd, om ook te sê wat ons glo en in wie ons glo. Ons sing eers die lied en dan doen ons saam hardop belydenis. Kom ons bely ook met vrymoedigheid hardop saam ons geloof.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus en gesterf het, begrawe is, opgestaan het uit die dood. Ja, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan weer julle sitplekke inneem. Ek wil graag vanoggend vir ons 2 kort gedeeltes uit die Here se woord uitlees. Die eerste is uit Lukas, die evangelie volgens Lukas, die eerste 4 verse van Lukas 1 en dan ook uit Handelinge, die boek Handelinge hoofstuk 1, die eerste 3 verse. Lukas 1 vers 1 tot 4 en Handelinge 1 vers 1 tot 3. Kom ons buig ons hoofde in gebed voor die Here voordat ons saam lees. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Ons kom deur die krag van die Heilige Gees. Ons kom om U te aanbid, om U te verheerlik, om U te dien. Ons kom, Here, in afhanklikheid, om ook te hoor wat U vir ons wil leer, hoe U vir ons wil toerus met die waarheid, sodat ons kan weet, Here, hoe ons in hierdie wêreld moet lewe. Here, ons is so afhanklik van U, ons is afhanklik van U stem, afhanklik van U woord, afhanklik van U lering, van U leiding. Ja, Here, ons kan niks doen sonder U nie. Ons kan niks wees sonder U nie, ons kan niks sê sonder U nie. Ja, U is die weg en die waarheid en die lewe. Here Jesus, ons weet vanoggend, deur U kom ons na die Vader. Dankie vir U wonderlike woord. Dankie Here dat ons so bevoorreg is in hierdie wêreld wat partykeer vir ons so deurmekaar lyk. Ja Here, hierdie wêreld waarin daar siele afgeskiet word en drones in die nag oor grense vlieg. En mense lewens eintlik so min werd geword het. Kom U deur U woord en deur U Gees om vir ons nuut te maak, Here, U kinders. En vanoggend wêreldwyd op hierdie Sondag weer klink U woord en daarom is dit ons gebed, Here, dat U woord oral waar dit gehoor word en bedink word, daar waar U Gees beweeg, dat daar nuwe lewe sal kom. Nuwe hoop, nuwe vryheid, nuwe oorwinning, nuwe lewe. Dis ons gebed. In Jesus se naam. Amen. 2 interessante gedeeltes lees ons saam. Lukas 1. Baie mense het reeds hulle hand daaraan gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het, soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom
Hooggeagte Theophilus, het ook ek dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir u neer te skryf, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. En dan ook Handelinge, hoofstuk 1, die eerste paar verse. My eerste boek Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Net hierdie paar verse vanoggend uit die Here se woord. Liewe gemeente, Lukas het, weet ons mos, hierdie 2 boeke geskryf. Die evangelie volgens Lukas, sy eie evangelie wat in die Bybel opgeneem is, en ook die boek Handelinge. En nou is dit interessant dat al 2 hierdie boeke is eintlik gerig aan 'n persoon met die naam Theophilus. Ons kry ook sy naam in hierdie 2 gedeeltes wat ons gelees het. Daar is so 'n bietjie verskillende opinies oor hoe of oor wie Theophilus spesifiek was. Daar's mense wat sê Theophilus was 'n belangrike, 'n vooraanstaande Romeinse amptenaar, en daarom spreek Lukas hom ook aan hierso as hooggeagte Theophilus. En dan is daar ander wat beweer dat Theophilus kon ook 'n baie ryk inwoner gewees het van die stad Alexandrië, en dat Theophilus die persoon was, die ryk inwoner daar, wat vir Paulus en vir Lukas finansiëel gehelp het in hulle reise, in Paulus se sendingreise. Daar's ook ander wat sê dat Theophilus kon die hoëpriester in Jerusalem gewees het. Sommige mense sê Theophilus kon selfs die regsgeleerde gewees het, die Romeinse regskenner daar in Rome wat vir Paulus verdedig het in sy verhoor daar in Rome. Hoe dit ook al is, die naam Theophilus bestaan uit 2 woorde. Is eintlik 'n saamgestelde naam. Dit bestaan uit die woord Theos, wat God beteken, en Philo, wat vriend beteken, of liefde beteken. So die naam Theophilus beteken geliefde vriend van God. Geliefde vriend van God. Iemand vir wie God lief is, iemand wie ook vir God lief is. Die geliefde van God, die een wat aan God behoort. En natuurlik sinspeel hierdie naam Theophilus, sinspeel ook op ons, op elkeen van ons, op jou en op my, op ons wat deur ons geloof in Jesus, deur ons liefde vir Jesus aan God verbind is. Elkeen van ons is eintlik spreekwoordelik 'n Theophilus, 'n geliefde vriend of vriendin van God. En Lukas skryf hierdie 2 boeke, waarin hy begin in sy evangelie en hy gee presiese weergawe, dis wat die evangeliste doen, Matteus, Markus, Johannes ook. Hy gee presiese weergawe van Jesus se geboorte, Jesus se lewe, sy optrede hier op aarde, en uiteindelik ook van Jesus se dood, sy kruisiging, sy opstanding en dit wat kort daarna gebeur het. En dan in die boek Handelinge
kry ons die verhaal van dit wat gebeur het na die kruisiging en na die opstanding, die ontwikkeling van die vroeë kerk en die groei van die Christendom dwars deur die Romeinse ryk. So dit is wat Lukas in hierdie twee boeke doen. En sy doel daarmee is om vir Theophilus, vir hierdie geliefde vriend van God, en vir jou en vir my, en vir alle volgelinge van Jesus Christus deur al die eeue, vir alle Christene, wil Lukas sekerheid gee. Sekerheid dat dit wat ons en alle gelowiges deur die eeue van Jesus gehoor het, dit wat ons van Jesus weet, dat dit alles betroubaar is. Dat ons kan weet, dit is die waarheid. Lukas sê hier in vers 3 en 4, hy sê, ek het alles stap vir stap van vooraf noukeurig ondersoek. Ek het dit in die regte volgorde neergeskryf, sodat jy kan weet, dit is die absolute waarheid. Sodat jy nie daaroor hoef te twyfel nie. Ons kry hierso in Handelinge 1 vers 1, kry ons nogal 'n baie belangrike sleutelwoord. 'n Mens lees baie maklik by hierdie woordjie verby, die woord begin. Lukas sê, hy skryf daar, my eerste boek Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot en met sy hemelvaart. So Lukas sê, in sy eerste boek, in die evangelie, het hy presies vertel wat Jesus tydens sy lewe hier op aarde gedoen het. Vandat hy gebore is, tot na die kruisiging, tot na sy opstanding. Wat hy gedoen het, wat hy geleer het, hoe hy opgetree het, maar nou sê Lukas, dit was net die begin. Dit was net die eerste belangrike tree. In 'n begin beteken mos, daar's nog dinge wat moet gebeur. Daar's nog dinge wat moet volg. Dis nie afgehandel nie. Dis nie klaar nie, dis nie voltooi nie. Ons kan nog meer verwag. En so is die Lukas evangelie, die ander evangelies, dit wat daarin beskryf word, is die begin. En dit wat daarop volg, kry ons in die boek Handelinge. Is so belangrik. Dit is so verskriklik belangrik, dat ons dit reg sal verstaan. Ook in hierdie tyd waarin ons lewe. Oor 'n paar weke is dit Pinkster. Herdenk ons die koms van die Heilige Gees en wat dit alles beteken. En daarom is hierdie boodskap van Lukas verskriklik belangrik. Dit wat ons lees in die res van hierdie verhaal in Handelinge vir ons in die kerk. Nou dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader in die hemel, is hy nie klaar nie. Sy werk is nie afgehandel nie. Hy is nie dood nie. Jesus is nie afwesig nie. Jesus is nie weg nie. Jesus het ons nie alleen hier op aarde agtergelos nie. Hy lewe. Hy lewe. En hy is hier, hy is besig. Hy onderrig, hy leer. Die opskrif van die boek Handelinge, as julle dalk daar ook kyk in ons Bybels, is die Handelinge van die apostels. Maar eintlik moet dit wees die Handelinge van die opgestane, verheerlikte, gekroonde Jesus Christus. Toe Jesus mens geword het, toe hy homself daar aan die kruis vir ons gegee het, dit wat ons herdenk het ook 2 weke gelede, toe hy homself gegee het ter wille van die sonde, en dit oorwin het, die dood
en na die hemel toe opgevaar het, sê Lukas, was dit net die begin. Die begin van dit wat hy gekom het om te doen. En die res doen hy die afgelope 2000 jaar. Die res doen hy in die jaar 2024. Die res doen hy in jou en in my lewe, elke dag. Die res doen hy tot aan die einde, tot op die laaste dag wat God bepaal het. En dit is hoekom ons vanoggend hier is. Dit is hoekom ons kerk is. Dit is hoekom daar 'n Christendom is. 'n Christusbeweging al vir 2000 jaar op hierdie aarde. Dis hoekom ons onsself gelowiges, Christene, volgelinge van Jesus kan noem. In Matteus 16 vers 18 sê Jesus, ek sal my kerk bou en die magte van die ou vertaling sê die hel sal dit nie oorweldig nie. Die magte van die doderyk sal dit nie vernietig nie. En dit is Lukas in Handelinge se boodskap. Jesus is besig om sy kerk hier op aarde te bou soos wat hy gesê het en beloof het hy sal. En daaroor, liewe vriende, mag jy en ek nooit ooit twyfel. Ons mag nooit twyfel oor dit waarmee God besig is nie. Ons mag nooit wonder waarmee is Jesus op die oomblik besig nie. 'n belangrike vraag is, wat het ons nodig, jy en ek? Wat het die kerk nodig? Wat het ons as gemeente nodig? Ons as gelowiges, as volgelinge van Jesus, om in hierdie tyd waarin ons leef, in die jaar 2024, vandag, instrumente te wees van die lewende, opgestane Jesus in hierdie wêreld. Wat gee Jesus vir mense, sodat ons sy medewerkers kan wees, sy medepraters hier op aarde, om sy werk hier op aarde ook voort te sit, sy koninkryk uit te brei en uit te bou, totdat hy eendag weer kom. En hieruit uit verse 2 en 3 kan ons 3 belangrike dinge aflei, en dit is waarmee Lukas ons ook wil help. Dis waarmee die boek Handelinge ons ook wil help. En dit is waaraan ons mekaar ook moet herinner, en waaraan die Heilige Gees ons wil herinner in die tyd wat kom, in die Pinkstertyd. Ons is daar by die, nou dat ek vir Rita sien, by die Bybelstudiegroep op 'n maandagooggend, 10:00 is ons besig nou, gewees met 'n studie oor die Heilige Gees. En dit was net aangrypend. Dit is net aangrypend wat die Heilige Gees in ons lewens wil doen. En ons gereformeerdes is eintlik partykeer so goed gereformeerd en so kalvinisties, dat ons heeltemal vergeet van die Heilige Gees. Ons vergeet die Heilige Gees is eintlik die Gees van Jesus. Dis die Gees van God. Dis nie 'n genie wat hier iewerster uit 'n lampie uitgeblaas is, iewers in die geskiedenis. Die Gees van die lewende God, wat heel aan die begin met die skepping gesweef het oor die waters, wat van die begin af, van ewigheid af, deel is van God. En hy wil 3 dinge. Eintlik is daar 4. Ek gaan vanoggend glad nie die 4de een noem nie. Ek het gedink om oor so 2 Sondae daarby stil te staan. Die eerste ding wat Jesus vir ons as kerk wil gee, vir ons as gelowiges, kry ons hier in vers 2. Lukas sê hy het deur die Heilige Gees bevele gegee aan die mense wat hy uitgekies het. Hy kies vir jou en hy gee vir jou rigting.
Hy gee vir jou bevele. Maar daai bevele in die Grieks kan eintlik beter vertaal word met rigting. Hy gee sy gees. En daarmee gee hy vir ons rigting vir die geestelike pad wat hy wil hê ons moet loop. So 2-3 weke terug op Paasondag het ons gehoor, na die opstanding sit daai disipelkring van Jesus daar in Jerusalem bang, benoud, verward, onseker. Hulle weet nie wat is nou besig om te gebeur, waarna toe, watter rigting moet ons inslaan. Hulle gaan sit agter toegesluite deure, agter slot en grendel, in wegkruipkamertjies. En dan het ons gelees, staan Jesus skielik daar by hulle, en hy groet hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle, en hy blaas oor hulle, en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Gees van God. Sonder die Heilige Gees het die kerk geen rigting. Sonder die Heilige Gees het 'n gemeente geen rigting nie. Sonder die Heilige Gees het jy en ek as godsdienstiges geen rigting nie. Ons kan niks doen nie, ons het geen missie nie, ons het geen autoriteit nie. Ons kan nie, sê die woord self, sê Jesus is die Here, sonder die Heilige Gees. Ons het geen boodskap nie. Om Jesus se instrumente in die wêreld te wees, is die eerste ding wat sy volgelinge nodig gehad het, was en is 'n opdrag van die Heilige Gees. Die Gees moet die rigtingwyser wees. Soos daai is eintlik 'n beeld is altyd 'n moeilike ding, né? Maar soos daai Google tannie se stem. Die Gees wil vir ons rigting gee. Om wat te doen? Om Jesus se voorbeeld te volg. Om te leef soos wat hy wil hê ons moet. Om die wil van God in hierdie wêreld te doen. En dan die tweede ding, hier in vers 3. Na sy lyding aan die kruis het hy met baie onbetwisbare bewyse, sê Lukas, ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn. Jesus kom wys vir hulle dat hy lewe. Hy verskyn aan hulle. Hulle kon hom sien. Hulle kon aan hom vat, aan hom raak. So die Here wil vir ons rigting gee en hy wil vir ons sekerheid gee. Daarom kom hy op so 'n manier na ons toe dat ons nie daaroor hoef te twyfel nie. Ons kan die Here nie dien as ons dink hy is dood nie. Ons kan hom nie dien as ons dink hy is nog in die graf nie. Of hy's weg, of hy's ver nie. Ons dien die lewende Here. Die een wat opgestaan het, wat lewe tot in ewigheid. En voordat sy disippels hierdie sekerheid gehad het, wou hulle eintlik mos teruggaan. Hulle het gesê, maar dis nie die moeite werd nie. Kom ons gaan terug. Kom ons gaan terug Galilea toe. Kom ons gaan terug see toe. Kom ons gaan vang weer vis soos wat ons altyd gedoen het. Kom ons gaan doen daai goeters wat ons weet dit werk. Kom ons gaan vleg weer nette. Kom ons gaan maak weer bote. En toe staan Jesus skielik daar by hulle. Vir 40 dae lank kom wys hy homself vir hulle. En 40 is so 'n prominente getal dwars deur die Bybel, van die begin tot aan die einde. Vir 40 dae. Ons is nou in daai 40 dae in die kerk. In die kerklike tradisie is ook vir ons tradisioneel 'n belangrike tyd. Dis 'n kosbare tyd.
terwyl dit wêreldwyd chaos is, beweeg die Gees van God oor daai chaos, soos in die oertyd. Ons kan dit gaan lees in Genesis 1 tot 3. En hy wil vrede bring. Vir 40 dae lank. Hy eet saam met hulle, hy loop saam met hulle, hy praat met hulle, hy wys vir hulle sy hande en sy voete, hy braai saam met hulle vis daar op die strand, hy breek saam met hulle brood, en hulle kon nie meer twyfel. Hulle kon nie meer wonder nie. Hulle het geweet, dis waar, Jesus lewe, hy het opgestaan. Nog een ding was nodig. Hulle was so te sê reg vir hulle roeping. En dan in die derde plek, Jesus het hulle ook toegerus. Lees ons hier, vertel Lukas. Vers 3 sê, hy het met hulle gepraat oor die dinge van die koninkryk van God. So Jesus gee vir ons rigting, hy gee vir ons sekerheid, en hy kom praat met ons oor die heel belangrikste, oor die koninkryk van God. Dit wat ons nodig het. Hy kom wys vir ons, hy wil ons meer en meer leer. Hulle was so stadig van begrip, die disippels. Hulle het so moeilik geglo, dit wat die Here 3 jaar lank vir hulle geleer het, en gewys het, en gedemonstreer het, en gelykenisse vertel het, en wonderwerke gedoen het, om vir hulle te leer, hoe werk dit in die koninkryk van God, hoe wonderlik is dit. Wat hulle nodig gehad het nou, was eintlik so, soos die Engelse sê, 'n crash course, so laaste afrondingskursus, 40 dae, hierdie laaste paar ekstra klasse oor die koninkryk van die hemel wat gekom het. En hulle sou hierdie kennis nodig hê in die lewe van die vroeë kerk. En dit wat sou gebeur in die volgende 50, 60, 80, 100 jaar. Broers en susters, jy en ek het dit nodig. Ons het nodig wat die vroeë kerk nodig gehad het. Ons het nodig wat die apostels en daai eerste volgelinge van Jesus nodig gehad het. As ons instrumente van die lewende Here in hierdie wêreld en hierdie tyd wil wees, dan het ons dit bitterlik nodig. Ons het nodig dat die Heilige Gees aan ons lewens, aan ons getuienis, aan ons menswees, aan ons kerkwees, aan ons gemeentewees rigting sal gee. Dat hy vir ons sekerheid sal gee, dat Jesus die oorwinnaar is, dat hy opgestaan het, dat hy weer kom, dat sy saak in hierdie wêreld ook onstuitbaar is. Hy wat gesê het, niks en niemand sal jou uit my hande uitruk. En ons het nodig om die koninkryk van God te verstaan. Ons het nodig om te weet, hoe werk dit in die koninkryk van God? Wat is dit wat die Here van ons vra? En hy het tog gesê, dis nie so moeilik nie. Hy het die kindertjies geroep en op sy skoot laat sit. En met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En hulle gebruik as voorbeelde van hoe dit is in God se koninkryk. Ons het dit nodig. En daarvan kan net die Heilige Gees ons harte en ons lewens oortuig. En ons moet mekaar daarmee help. Ons moet mekaar help om die regte rigting te kies. Om die stem van die Heilige Gees te hoor. En die regte rigting is altyd die Jesus rigting. Die regte stem is altyd die Jesus stem. Die regte manier is altyd die Jesus manier. As ons wonder, as ons sê, Here, ek is nou hier in 'n hoek, ons is nou hier. Here, ons weet nie. Die regte manier is altyd die Jesus manier.
Ons moet mekaar help met sekerheid. Sekerheid van ons geloof. Sekerheid van ons redding. Ons moet mekaar so help dat elkeen met vrymoedigheid kan opstaan en sê, ek weet, ek is gered. Ek weet, ek is 'n kind van God. Ek weet, ek is veilig in sy hande. As ek nou doodgaan, en die Here my nou kom haal, dan is ek veilig by hom. Ek weet dit. Ons moet mekaar help daarmee. Sekerheid van ons verlossing. En ons moet mekaar help met die dinge van die koninkryk van God, met die beginsels soos wat Jesus dit uitgeleef het. Ons moet dit ken. Ons moet dit omarm. Broers en susters, ek sluit af, as Jesus nie gekom het nie, en as die Heilige Gees nie uitgestort is nie, dan sou ons nie 'n klou gehad het nie. Ons sou doelloos rondgedobber het op hierdie groot en wye wêreldoseaan. Ons sou rigtingloos gewees het. Ons sou nie geweet het nie. Ons sou maar deel gewees het van 'n wêreld en van dit wat in hierdie wêreld gebeur. Ons sou maar gewees het soos Israel van ouds. Ons sou dalk reëls gehad het, moets en moenies en wette. Ons sou eintlik nie 'n toekoms gehad het. Nie 'n rigting. Ons sou nie sekerheid gehad het nie. Mag die Here vir ons help in hierdie tyd, ook in hierdie 40 dae. Ons het eerskomende naweek ook daai opwindende disippelskap kursus. Ek glo dit kan vir ons help om die koninkryk beter te verstaan. Kan vir ons toerus ook met dit wat ons nodig het. Kan vir ons help met sekerheid in ons harte. En dan hierdie Pinkstertyd, opwindende tyd. Ons kry vir jaar die eerste keer in 'n lang tyd 'n besoekende prediker wat kom om vir ons te kom help om die stem van die Heilige Gees ook te hoor. Mag die Here vir ons seën in hierdie tyd. En mag jy geestelik ook dit beleef, dit ervaar, dit ontvang wat die Here vir jou mee wil seën. Amen. Kom ons buig in gebed. Here, U is so 'n wonderlike God. U laat ons nie as weeskinders in hierdie wêreld agter nie. U stuur U Gees, die Gees van Jesus, om by ons te wees, om binne in ons te woon, om deur ons te werk, om voor ons uit te gaan, die pad vir ons aan te wys, om agter ons te wees, om ons aan te moedig as ons moedeloos word, om ons op te tel as ons val, om ons te dra as ons moeg is. Ja, Here, om ons te seën. Dankie daarvoor. Dankie vir hierdie versekering. Ons wil bid, Here, dat U in hierdie tyd vir ons as gemeente, vir U kerk hier op aarde, goed sal wees. Here, dat U vir die kerk hier in Harry Smit goed sal wees. En Here, dat hierdie beweging tot U eer sal funksioneer. Dat U verheerlik sal word, Here, deur alles wat ons doen en sê en dink. Ons bid vir hulle wat siek is, o Heilige Gees, dat U elkeen van hulle sal aanraak. Dat U daardie stille teenwoordigheid sal wees, maar ook die krag wat genees, die krag wat ophef, die krag wat herstel, die krag wat nuwe lewe gee. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien, ook met ons dankoffers. Die afkondiginge, soos wat u nou gehoor het, die disipelmaker kursus, eerskomende naweek,
Ons begin DV Vrydag aand so 5:30. Hierso in die Chrissy Rassaal, hier gaan lekker verversings ook wees. Daar's toeristingsmateriaal wat ons ontvang. Ook 'n aanbieder van buite wat dit vir ons kom aanbied, 'n baie bekwame persoon vir wie die Here al regtig wêreldwyd gebruik het. Onder andere interessant ook in die Oekraïne, in die Midde-Ooste, in Europese wêrelddele en dele van die wêreld waar ons waarskynlik nooit sal kom nie. En die Here stuur vir hom hier na ons toe. Ons bid vir daardie naweek en dan Saterdagoggend is dit so van net voor 9 tot so 2 uur die middag, ook hier in die Chrissy Rassaal. Daar is nog geleentheid om te laat weet as julle dit graag wil bywoon. En dan volgende naweek Sondag het ons weer die potjiekos. Dit is ook al 'n gebruikelike geleentheid in ons gemeente. Almal weet naastenby hoe dit werk. As daar iemand is wat onseker is, kontak die kerkkantoor of vir my of vir Dominee Ulrich en val gerus volgende Sondag in by 'n potjie. Daar's altyd geleentheid om nog potjies te maak en vriende te nooi. En hier is tafels en stoele beskikbaar. Jy kan jou eie gemaklike sitplekke ook saambring en 'n gazebo vir die son. Hier sal bietjie skadu wees buitekant ook. So bring dan net jou eie pot en bestanddele en eetgerei en drinkgoedjies en dan kuier ons lekker saam volgende Sondag. Dan is daar lekker tee en koffie na afloop van die erediens hierso in die vierkant. Almal welkom. Daar is ook 'n vroue vergadering, as ek reg is. OK, Daleen, direk hierna, né? Julle kom hier by mekaar sommer. Al die dames, baie welkom by die vergadering wat die aktiwiteite van die dames aanbetref. Nou sommer direk na die erediens asseblief. Goed. Ek sien vir Santa Nolte, Santa Erasmus daarbo sê ek nou Nolte. Santa speel altyd so lekker orgel en ek het nie geweet jy is beskikbaar vir oggend nie, hoor. Maar ons gaan vir jou, ek dink ons moet sommer datums vasmaak met jou dat ons jou hier inboek om vir ons die orgel te speel. Kom ons staan, ons sing ons laaste lied, lied 421 vers 1, 2 en 3.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid, die leiding, die versekering, die toerusting van die Heilige Gees sal met jou en by jou wees. Amen.